Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend weer ook die voorreg kan hê om hier in U teenwoordigheid te kan wees. Dankie Here dat ons kan stil word voor U. Here, ons is hier want ons wil U graag loof en U kom prys, Here. Here, dankie dat ons weer opnuut laas naweek herinner kon word aan die aangrypende kruisgebeure. Here, en daarom wil ons vanoggend kom verklaar, soos ons ook gesing het, Here, dat ons U die koning wil maak van ons harte, Here. Ons wil U die koning maak van ons lewens. Here, ons wil graag hê dat U beeld al hoe meer duideliker sigbaar sal word in ons lewens. Here, en dat U liefde uit ons uit sal straal na 'n wêreld wat so soekend is na ware liefde en ware aanvaarding. Here, en daarom is ons ook vanoggend hier, Here, want ons wil meer kom leer, meer kom hoor, Here, hoe kan ons dit regkry dat U beeld al hoe duideliker in ons lewens sal gestalte kry? Hoe kan ons dit regkry dat U liefde meer en meer deur ons sal vloei, sodat mense sal kan ontdek wat ware liefde is en dit beteken? En daarom kom bid ons en kom vra ons, Here, dat U ook vanoggend weer met ons sal kom praat vanuit U woord uit. En dat U woord ons sal help dat U beeld net duideliker in ons lewens sal sigbaar word. Dat U woord ons sal help dat ons meer en meer U die koning van ons lewens sal maak. Amen. Ek gaan vanoggend vir ons uit twee gedeeltes lees uit die Johannes Evangelie uit, Johannes 1, daarvan vers 35 af, en dan ook in Johannes 4, net 'n paar enkele verse wat ek uit Johannes 4 gaan saamlees. In die Bybel voor my is dit op bladsy 127. Johannes 1 en dan ook stukke uit Johannes 4. Net so bietjie agtergrond voordat ons begin lees. Toe Johannes die Doper opgetree het hier op aarde, het hy ook 'n klompie mense gehad wat hom gevolg het, hy ook 'n klompie mense gehad wat maar soos disippels was, wat agter hom aangegaan het. Onthou Johannes die Doper, die een wat gestuur is om die pad vir die Here Jesus Christus se koms voor te berei en die pad vir hom gelyk te maak. En dan lees ons nou die volgende, en dis dan gaan nou dan oor Johannes die Doper, wanneer hier dan verwys word na Johannes. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die 2 het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan u tuis? Hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sal julle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 4:00 die middag, en hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het 'n stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het, en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Kom kyk, het Filippus hom geantwoord.
Toe Jesus van Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy van hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom toe, waarvandaan ken jy my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Daarop sê Jesus vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens. En dan Johannes 4, eerste gedeelte van Johannes 4 is die verhaal waar Jesus daar deur Samaria reis en dan die Samaritaanse vrou by die put kry en dan in gesprek met haar gaan en dan lees ons daarvan vers 27. Net toe hy sy disippels teruggekom het en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat, toe het niemand vir hom gevra, wat wil jy hê, of vir hom, waarom praat jy met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Ons lees tot sover. Ek en jy word daagliks gebombardeer eintlik met 'n verskeidenheid van nuusgebeure. Klompie jare gelede het jy eintlik net die nuus gekry as jy dit in 'n koerant gelees het. Jy moes wag vir die koerant of jy het op die radio geluister na nuusgebeure. Nou deesdae is daar 24 uur nuuskanale op die TV waarop jy die nuus kan volg en deesdae is daar soveel nuusgebeure wat jy op jou selfoon kan lees. Daar's soveel verskillende toepassings waarop jy kan ingaan en waar jy 'n klomp goed kan hoor wat aangaan. En deesdae hoor ons nuusgebeure van reg oor die wêreld. Wêrelddele wat jy dalk nooit eers aan gedink het nie, plekke wat jy nooit eers sou oor gewonder het nie. Want as gevolg van al die sosiale netwerke wat ons het, kom nuusgebeure binne oomblikke by mense uit en versprei nuusgebeure binne oomblikke sommer die wêreld vol. Goed wat in die verlede dalk weke sou neem om by mense uit te kom. 'n Voorbeeld in die laaste tyd, dink ek, is die paus wat oorlede is. Dit was net 'n kort tydjie nadat die paus gesterf het, toe weet die wêreld heen dit. Dus die nuus oor die wêreld heen versprei en almal het notisie daarvan geneem. Van die nuus wat mens hoor, wat by mense uitkom, is natuurlik positief. Ander nuus is miskien minder goed en dan is daar ook altyd nuus wat baie keer negatief vir 'n mens is en wat 'n mens nie graag wil hoor nie. En natuurlik met enige nuus is dit dan so, van die nuus glo ons dadelik en dan's daar van die ander nuus wat ons oor skepties is en dink maar is dit so en dan gaan kyk ons bietjie verder en dan's daar ander nuus wat ons sommer van die begin af dadelik weet en sê maar nee, wat hierdie nuusberig verdraai so bietjie die waarheid. Dis daarom nie die waarheid wat in hierdie nuusberig vertel word nie. En dan natuurlik sommige nuus wat ons hoor raak ons direk, het direk op ons 'n impak. As ons net die laaste tyd sal vat, die nuus oor die wet wat ons gekry het 'n direkte impak op ons lewens. Maar die nuus oor die paus het waarskynlik nie regtig op een van ons so direkte impak op ons lewens nie, né? Sommige nuusgebeure wat ons hoor waaroor dit vertel het dalk 'n effek op jou hele lewe vorentoe en verander dalk jou hele lewe vorentoe positief of negatief afhangende van waaroor die nuus berig gaan. Maar ek dink die belangrike is dan wanneer ons hierdie nuus hoor en ontvang, het ons 'n keuse oor wat maak ons met hierdie nuus wat ons ontvang het.
In die eerste plek, dink ek, is ons eerste keuse, is glo ons hierdie nuus, of glo ons dit nie. Dink dis een van die eerste keuses wat ons maak, wanneer ons nuus ontvang. Dink ek tweede keuse wat ons baie keer maak is, as jy nou die nuusberig ontvang en jy sien die opskrif, dan maak jy 'n keuse om te sê, maar dit interesseer jou, jy stel daarin belang, jy wil meer daarvan weet, of nie, jy neem notisie van die opskrif, jy neem notisie dit het gebeur, en dan gaan jy maar net weer aan met jou lewe. Maar sekere nuusberigte raak 'n mens so, dat jy die berig gaan lees, en partykeer interesseer dit jou so, dat jy ekstra berigte gaan soek daaroor, en meer wil uitvind oor dit, waaroor hierdie nuusberig dan vir jou inligting gee. En natuurlik die derde keuse wat ons maak is, wat gaan ek maak met hierdie nuus? Gaan ek dit net vir myself hou, of gaan ek hierdie nuus met iemand anders gaan deel? Gaan ek vir iemand anders vertel? Het jy gehoor? En dan vertel ons baie keer die storie dan oor. Sommige nuus maak ons so opgewonde, dat ons nie kan wag om daai nuus met ander te deel nie. Ek beleef nogal iets daarvan baie keer by oumas en oupas, as 'n ouma of 'n oupa uitvind daar's 'n kleinkind op pad, veral as hy die eerste een is, dan wil hulle net vir almal die nuus vertel, en met almal gaan deel die goeie nuus van daar's 'n kleinkind op pad. Dis baie keer juis as nuus ons op 'n manier emosioneel raak, ons emosioneel aanspreek, dat ons graag die nuus wil oordra. Die hartseer is net ongelukkig dat ons baie keer in 'n samelewing leef waar negatiewe nuus of slegte nuus baie keer die nuus is wat die vinnigste versprei. Baie keer is die goeie nuus die nuus wat ons nie so maklik en so gereeld altyd oorvertel. As ons goed lees wat ons skok en wat vir ons sleg is, dan is ons baie keer meer geneig en vinniger geneig om dit oor te vertel. As ons net dink in die afgelope tyd, daai nuusberig wat in rapport verskyn het, wat nie die waarheid so mooi deurgegee het nie, en eintlik 'n baie verdraaide siening was, toe mense daai berig sien oor die religieuse fakulteit, toe versprei daai berig soos 'n veldbrand, en almal deel dit met almal en sê, kyk wat het gebeur. En later dan is daar berigte gepubliseer om dit reg te stel, om te sê, nee, daai persoon het verkeerd verstaan, dit is nie soos wat hulle verstaan het nie. En toe het ek baie keer na die tyd nou daaroor gewonder, hoeveel mense het daai regstellende berigte ook aangestuur, nadat hulle al hierdie negatiewe berigte so aangestuur het, want ons is vinnig geneig om die negatiewe aan te stuur, maar nie altyd so geneig om die positiewe aan te stuur. Ek en jy het die afgelope tyd weer herinner geword aan nuus wat baie belangrik is. Seker die belangrikste nuus wat daar is vir elke mens, die belangrikste nuus wat daar is vir die hele skepping, die hele wêreld. Nuus wat die hele wêreld en die hele skepping raak. Daar seker nie belangriker nuus as die nuus waaraan ons herinner is vir die wêreld, vir die skepping oor alle eeue en tye nie. Dominee John het laas naweek so mooi vir ons weer kom herinner aan die kruisgebeure. Weer kom herinner aan die Golgotha pad wat Jesus vir ons gestap het. En dat Jesus aan die kruis gesterf het, maar dat daar nou 'n leë kruis is en 'n leë graf is, want Jesus het uit die dood uit opgestaan. Daar sekerlik nie belangriker nuus vir 'n Christen as daardie nuus om weer opnuut bewus te word daarvan dat ons dien 'n verlosser wat die dood oorwin het, wat die bose oorwin het, wat die sonde oorwin het en opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe. 'n Verlosser wat vir my en vir jou die ewige lewe moontlik gemaak het deur dit wat hy gedoen het. Daar kan tog nie groter en belangriker nuus wees as dit nie. Belangriker nuus om weer attent op gemaak te word oor dit wat Jesus vir my en jou kom doen het. Maar nou is die vraag vir oggend. Wat maak ek en jy met die nuus? Ons laas naweek daaroor herinner,
Ons het laas naweek weer intens bewus geword daarvan. Maar net soos met enige ander nuus wat jy ontvang, het jy keuses om te sê, maar wat maak ek nou met hierdie nuus? Wat doen ek daarmee? En natuurlik, net soos met enige nuus, in die eerste plek het jy keuse om te sê, maar of ek aanvaar dat ek glo die nuus, of ek staan skepties en sê, nee, ek glo dit nie regtig nie, of ek glo dit glad nie, ek verwerp hierdie nuus. Ons weet, ons leef in 'n wêreld wat al hoe meer mense die nuus verwerp. Nie glo in Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het in die dood, dan oorwin het nie. Ons elkeen het 'n keuse. Wanneer jy 'n nuusartikel lees, het jy 'n keuse om te sê, maar wat gaan die impak wees van hierdie berig op my lewe? En daarom het ons vanoggend weer opnuut gaan dink, maar wat was die impak laas naweek op my lewe toe ek opnuut herinner is, bewus geword het van wat Jesus vir my gedoen het? Het dit 'n verskil gemaak in my lewe? Want sekere nuusberigte het 'n effek, 'n invloed op ons lewens, wat ander het nie. En hierdie nuusgebeure, dit wat plaasgevind het, behoort 'n lewensveranderende impak op my en jou lewens te maak. Dit behoort te maak dat ek en jy begin anders lewe. Dat ons al hoe meer uit dankbaarheid begin leef. En net soos met enige nuusberig, sekere berigte prikkel jou en jy wil meer weet en meer te wete kom en meer leer. En die vraag is vanoggend, is dit wat gebeur het? Dat nadat jy weer opnuut bewus word van wat Jesus vir jou gedoen het, het jy weer 'n honger gekry om te sê, maar ek wil meer weet, wil Jesus beter leer ken. Ek wil meer uitvind van wie God is en hoe God graag wil hê ek moet leef. Want dis wat ons sien in van hierdie verhale wat ek vanoggend vir ons gelees het. Toe Johannes die Doper vir Andreas en een van sy ander volgelinge, baie mense is dit eens dat dit waarskynlik Johannes die geliefde disipel is, wat die ander volgeling was. Toe Johannes die Doper vir hulle sê, daar stap Jesus, daar's die lam van God. Het hulle onmiddellik gekies om te sê, maar as dit die Messias is, dan wil ons hom beter leer ken, dan wil ons gaan uitvind van hom. En dat onmiddellik agter Jesus begin aangaan. En vir hom gevra, waar gaan hy tuis, sodat hulle saam met hom kon gaan, en by hom kon gaan sit, en by hom kon gaan hoor, en kon bietjie leer by hom. Hulle het 'n stuk opgewondenheid gehad van, ons wil meer weet, ons wil meer uitvind. Sien in 'n mate dieselfde met Nathaniel, wat eers skepties is, maar toe tog gaan kyk. Samaritaanse vrou, wat meer wil weet, meer wil uitvind van wie en wat Jesus is. Daarom is die vraag vanoggend, toe ons laas keer herinner is daaraan, wat maak ek daarmee? Maak dit my weer opgewonde om Jesus beter te leer ken? Maak dit my nog opgewonde om te wil weet, hoe wil die Here hê, moet ek leef? En dan die derde een, en een wat vanoggend vir ons belangrik is, in besonder, is wat maak jy nou met daai nuus? Wat maak jy met die feit dat ons as gelowiges laas naweek seker die belangrikste moment in die Christelike geloof herdenkend en gevier het? Wat maak jy met daai goeie nuus wat jy aan herinner is, dat die Verlosser leef, en dat hy bewys dat hy die Messias is, die redder is, dat hy bewys het dat hy die een is wat die ewige lewe kan gee. Ons sien die oomblik toe Andreas besef het dat Jesus die Messias is, kon hy nie stil bly nie. Hy het dadelik na sy broer toe gegaan, Petrus, en sy broer gesê, ons het die Messias gekry, kom saam met my, ek wil jou bekendstel aan hom, ons het hom ontdek. Ons sien dieselfde gebeur dan ook met Filippus. Die Filippus snap, maar Jesus is die Messias wat hulle verwag, het hy dadelik, toe hy Nathaniel langs die pad raakloop, dadelik vir hom die nuus oorgedra en gesê, joeg, hoor hierdie goeie nuus, ons het die Messias gekry.
Ons het hom gevind. Die Samaritaanse vrou daar by Jesus sit en ons ken haar verhaal, dat sy waarskynlik so 'n bietjie uitgestote was uit haar samelewing, weens haar agtergrond. Vergeet sy van die skaamkry wat sy het, oor haar manier van leef. Toe sy die goeie nuus ontvang en besef dat hierdie is waarskynlik die Messias, kon sy nie anders nie, sy laat staan sommer haar waterkruik daar, sy kom water haal en sy vergeet sommer haar waterkruik en sy is dadelik na die dorp toe waar sy vandaan kom. Om van die mense in die dorp te sê, kom kyk, hier is die Messias. Ons het hom gevind. Hier is hy. En die vraag is ek en jy nog so opgewonde oor ons geloof? Is ons nog opgewonde om die goeie nuus te gaan deel met ander mense? Want sien, is deel van God se laaste opdragte ook. Ons lees daar in Johannes 20 vers 21 sy tweede helfte, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Soos die Vader die Seun gestuur het om die Vader te kom bekend maak hier op aarde en die verhoudings te kom herstel, so sê Jesus stuur hy nou vir my en jou ook. Om hierdie goeie nuus te gaan deel met ander mense. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Wat maak ek en jy met hierdie goeie nuus wat ons ontvang het? Hierdie nuus wat die beste nuus is waaraan ons herinner is laas naweek, wat enige iemand ooit kan ontvang. Wat maak ek en jy met hierdie laaste opdragte wat die Here vir ons in sy woord gegee het, om te sê, mag gaan en gaan verkondig, gaan vertel mense van wie ek is. Ek en jy het ook 'n keuse om te sê, maar gaan ons gehoorsaam wees? Of gaan ons hierdie goeie nuus net vir onsself hou? As ek en jy waarskynlik, of as jy dalk iewerster iets doen en jy ontdek een of ander wonderkuur wat een of ander siekte kan genees wat dodelik is vir mense. As ek seker jy gaan nie daai nuus net vir jouself hou nie. As jy een of ander iets ontdek wat mense kan gesond maak hier op aarde en hulle lewenskwaliteit kan verbeter en kan maak dat hulle langer leef en nie gaan doodgaan nie, as ek seker jy gaan daai nuus met mense gaan deel. Maar die nuus wat ek en jy ontvang het is soveel beter en soveel groter. Dis nie 'n nuus wat mense se lewe op aarde met 'n enkele paar jaar verleng nie. Dis nuus wat vir mense die ewige lewe gee. Nuus wat maak dat mense kan vir ewig leef by God en in sy teenwoordigheid. Dis sulke belangrike nuus. En daarom mag ek en jy nie hierdie nuus net vir onsself hou. Ja, natuurlik beteken dit nie noodwendig dat almal positief gaan reageer op die nuus wanneer jy vir hulle wil vertel van die Here nie. Ons leef al hoe meer in 'n wêreld waar mense al hoe meer nie wil hoor nie wil luister wanneer mens oor geloofsake wil praat. Maar ons moet nie toelaat dat dit ons demotiveer of die wind uit ons seile uit nie. Ons sien toe Filippus met Nathanael praat, toe was Nathanael aanvanklik ook skepties en sê, maar jy kan daar iets goed kom van daai dorp af. En is hy skepties. En so gebeur dit ook, dat as ons baie keer die nuus vir mense wil deel, staan hulle skepties. Maar dan sien ons, Filippus laat nie toe dat hy die wind uit sy seile uitneem, en hy sê vir Nathanael, maar kom saam, kom ek gaan wys jou. Kom gaan saam met my na Jesus, toe dat jy homself ontmoet. Dat jy self sien wie hy is. Want sien, dis wat die Here van jou en van my vra. Dit wat Filippus hier al snap. Filippus besef hier al, die Here vra van my en jou net om te getuig oor hom. Die Here vra nie van my en van jou om te probeer oortuig nie. Dink ons raak baie keer moedeloos want ons probeer mense oortuig.
En die Here sê net, maar getuig net. Dis wat die Here jou roep. Getuig net, gaan vertel net, gaan vertel vir mense van hierdie goeie nuus. En die Heilige Gees wat ook jou sal help om te getuig, is ook die een wat in mense se lewens werk en wat hulle sal oortuig van die waarheid, mits hulle hom toelaat. Ek en jy hoef nie mense te oortuig nie. God sal deur sy Gees die oortuigwerk doen. Filippus het nie Nathanael probeer oortuig. Hy het gesê, kom ek vat jou, kom ek help jou, dat jy Jesus ontmoet, en dat jy kan self sien, self beleef, self ervaar. En toe hy Jesus ontmoet en self beleef en ervaar, toe kom hy ook op die punt waar hy kan verklaar dat Jesus werklik die verlosser is, die Messias is, die redder is. Ek dink baie keer is ons probleem dat ons maklik ook verskonings gebruik. So baie keer hoor mense sê, maar ek ken nie die Bybel goed genoeg nie. Ek weet nie genoeg van die Here af om regtig vir ander van die Here te vertel. Ek het nie daai tipe persoonlikheid dat ek soos Petrus vir 1000 mense kan preek en dan kom hulle tot bekering. Daarom het ek juis hierdie verhale gekies. Mense wat net nadat hulle Jesus ontmoet het en skaars tyd met hom spandeer het, dadelik gaan hulle vir ander die goeie nuus gaan vertel. Jy het nie nodig om eers te wag voordat jy 'n sekere vlak van Bybelkennis ontwikkel het, voordat jy vir ander van die Here kan vertel. Jy het nie nodig om eers 'n klomp evangelisasie kursusse te gaan loop, alvorens jy die goeie nuus met ander kan deel nie. Natuurlik is dit goed, as jy, hoe beter jy jou Bybel ken, hoe beter kan jy mense help. En natuurlik is dit goed as jy kursusse loop, want hoe meer kursusse jy loop, hoe meer leer jy en hoe beter en meer effektief kan jy dit doen. Dit is so. Maar dis nie 'n voorwaarde nie. Daai Samaritaanse vrou wat sy lewe eintlik maar uitmekaar uitgeval het, wat verskillende mans gehad het, en die man met sy tans het, is nie eers haar regte man nie. Haar lewe is deurmekaar. Maar die oomblik toe sy die Messias ontmoet en besef, hier is die Messias, toe besef sy, maar ander mense moet dit ook hoor. Daar's ander mense se lewens wat ook deurmekaar is. En sy laat staan net daar haar kruik en sy gaan dadelik stad toe om vir ander mense te vertel, maar is hierdie nie die Messias nie? As ek en jy gaan wag totdat ons lewens agter mekaar is en totdat ons dink ons het genoeg Bybelkennis of totdat ons dink ons genoeg kursusse geloop het, dan sal meeste van ons nooit op die punt kom waar ons vir ander hierdie goeie nuus gaan deel. Want is nie 'n voorvereiste nie. Jy kan hierdie nuus met ander gaan deel. En die Here gebruik jou midde in jou tekortkominge, midde in jou swakhede. Jy hoef nie te dink jy moet een of ander tipe van perfekte lewe te leef nie. Die Here gebruik jou net soos wat jy is. En die Here vra van my en van jou om 'n voorbeeld te stel. Ek en jy het nou nie meer vandag die voorreg om mense fisies te vat en hulle te begelei tot waar Jesus as mens hier op aarde is. Ons kan hulle nie so by Jesus uitbring. Maar wat leer die Bybel vir ons? Die Bybel leer vir ons, en dit wat ons vroeër vanoggend gesing het ook, dat Jesus se beeld in my en jou meer en meer sigbaar moet raak. Ek en jy moet meer en meer Jesus vir mense begin leef. En daarom moet ons toelaat dat die Heilige Gees ons lewens meer en meer verander, sodat Jesus se beeld in my en jou meer sigbaar sal raak, sodat mense iets van Jesus se liefde, sy genade, in my en jou lewens sal beleef en ervaar. En dat ons op so 'n manier die goeie nuus oordra en mense help om by die Here uit te kom. En ja, nie een van ons lewens is perfek nie een van ons is volmaak nie, ons almal het ons tekortkoming, ons almal het ons swakpunt, ons almal het die goed waarmee ons worstel in hierdie lewe. Maar dit verhinder nie die Here om jou te gebruik. Dis baie keer vanuit jou swakheid, dis baie keer vanuit jou worsteling, wat jy eintlik 'n beter getuienis is. As dit net goed gaan met jou, dan is jou getuienis waarskynlik nie so kragtig, soos wanneer dit juist sleg gaan, en jy op die regte manier optree en reageer vanuit die slegte plek waar jy is.
Maar ek en jy het die opdrag gekry om hierdie nuus te gaan deel aan 'n gebroke wêreld. Gebroke wêreld wat so nodig het om te hoor waar kan 'n ware liefde vind in hierdie lewe. Maar wat maak jy en ek met hierdie nuus wat ons laas naweek ontvang het? Wat doen ons met hierdie lewensbelangrike, lewensreddende, lewensveranderende nuus wat ons ontvang het? As ons gaan kyk na die disippels, dan sien ons dat die disippels was ook nie een perfek of volmaak. Disippels het ook hulle swakpunte gehad. Disippels het ook maar geworstel en soms die verkeerde keuses uitgeoefen. Maar tog kies die Here daai 12 om sy goeie nuus die wêreld in te stuur. En so kies die Here vir my en jou ook om hierdie goeie nuus die wêreld te gaan indra. Mag dit waar wees dat ek en jy sal kies dat die kruisgebeure, die leë graf waarby ons laas naweek stil gestaan het, nie maar net sal verby ons gaan nie. Maar dat ons werklik sal kies om te sê, Here, help my, wys my, hoe wil U hê moet ek hierdie goeie nuus aan ander gaan vertel, vir ander gaan deel. Soms moet jy woorde gebruik. Soms wil die Here net hê dat die manier hoe jy leef die goeie nuus vir ander sal gaan uitdra. En weet dat die Heilige Gees ons elkeen daarmee sal help as ons op hom vertrou en naby hom leef. Kom ons elkeen kies opnuut vanoggend om draers van goeie nuus, van die goeie boodskap te wees. Amen. Dankie Hemelse Vader dat ons die afgelope tyd weer herinner kon word aan die belangrikste nuus wat ons ooit sou kon ontvang. Rondom die gebeure, Here, van Jesus, dat U bereid was om in elkeen van ons se plek aan 'n kruis te gaan hang. Here, dat U namens ons die sonde op U geneem het en vir ons sondes betaal het. Here, dat U namens ons die sonde oorwin het, die dood oorwin het, die bose oorwin het. En dat ons nou kan deel hê aan daai oorwinning wat U vir ons bereik het. Here, daar's geen groter of belangriker nuus as dit nie. Om dit met ander te gaan deel. Here, U weet ons is so geneig om baie ander nuus met ander mense te deel. Nuus wat ons opgewonde maak of nuus wat ons bekommerd maak, is so vinnig geneig om te deel met ander. Maar dan hierdie nuus wat die belangrikste nuus oor alle eeue heen is. Die nuus is ons baie keer geneig om nie te gaan deel. Here, help ons met die Gees wat in ons leef, maak ons weer opgewonde om U goeie boodskap te gaan vertel vir ander. Here, help ons dat ons sensitief sal wees vir die leiding van die Gees, om te weet waar moet ek wanneer wat sê, en waar moet ek net deur my manier van leef 'n voorbeeld stel. Here, dankie dat U nie van ons verwag en vra om mense te probeer oortuig, maar dat U net van ons vra om te getuig van hoe U ons lewens kom verander. En help dat ons soos Andreas sal wees, soos Filippus sal wees, soos 'n Samaritaanse vrou sal wees, wat so opgewonde is om te weet dat ons die Messias ontdek het, ontmoet het. Dat ons nie kan anderster as om te gaan vertel vir ander. En hulle sal help om ook by U uit te kom, sodat hulle ook die lewensbelangrike en lewensreddende, lewensveranderende nuus kan ontvang in hulle lewens. Here, seën ons en help ons dat ons tot seën sal wees vir elkeen wat ons lewenspad kruis. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ontvang ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee.
Amen.